Ons is vandag hier in Ermelose wêreld. Check wat se agter my nê. Wingmax. Ek praat met Gerard. Hy gaan my meer vertel. Hoekom het hy Wingmax gegaan? Hy's so op die einde van die plantseisoen. Hier gaan dit al dik aan hierdie kant. Kom ons vind 'n bietjie uit hoe hy homself gedra en ja, is hierdie nou ietsie wat jy na kan kyk. Gerard, hoe lyk dit? Frank jouself dan. Nee, wat aan die gang. Okay, verduidelik my gou eers voor ons by die planter kom. Julle in die area, hoe lyk julle boerdery opset? Wat plant julle hoofsaaklik? Hoe loop dit goed? Ek is in Ermelo area. Ons plant maar meeste boere plant konvensioneel. Ja. Ons plant mielies en sojas. Hier is nie ander gewasse wat ons plant nie. En dan is hier nog 'n paar dapper manne wat nierbone en suikers plant. Maar ons is hoofsaaklik mielies en sojas. Okay. Nou, toe jy nou gekyk het na 'n planter, wat was vir jou die belangrikste gedeeltes? Hoekom het jy op die monosem besluit? Ek het al baie planters gehad wat almal een stel row cleaners het wat reg voor op jou saadkarretjie sit. En dit het gewerk, maar as jy baie materiaal kry, dan moet jy die ding dieper sak. Jy moet hom meer aggressief maak. En hoe meer aggressief hy is, dan begin jy jou kunsmis skuif. En ek het vir Arend by Monosem gevra, ek het 'n uitdaging en hy het vir my die striptil eenheid van die Wingmax gewys en dit het vir my dadelik sin gemaak. En met die eenheid wat hy nou het, kry ons maksimum vogbewaring. Hy skuif die materiaal voor jou kunsmis weg en verder voor jou karretjie weg. So jy het 'n skoon saadoppervlak met mooi wat skoon is vir saadontkieming en dis 'n robuuste planter en ek kan 'n man in die trekker sit en ek kan vir hom sê hoor die plant. Want daai is 'n belangrike punt wat jy daarso maak. Maklik en eenvoudig. As daar iets op die planter is wat breek of iets wat lol, is dit 'n kwessie van luister hierso, hy kan dit self regmaak voor hy eens met jou gepraat het. Ja, en wat lekker is, al die beerings op hierdie planter is standaard. Ek dink dis 4 soorte beerings in totaal op die hele planter. En jy ry dorp toe by enige koöperasie, enige beringplek, koop jy hom oor die rak. Jy sit hom en jy gaan aan. En sê my jou aandrywing wat jy op hom het? Die saad en die kunsmis word hidrolies aangedryf wat dan deur 'n Ronin-stelsel beheer word. Ja. En dan kan jy uit die cap uit jou plantestand en jou kilogramme stel as jy dit geweeg het. En ek wil net gou kom hier na die punt van die land toe nou. Jy het individual row shot of so, nee. Ek het ja, maar hy is nou gelyk een. Ons gaan nou op 'n draai gaan. Ja. Dan sal ek jou nou beter wys. Maar hy het opgehou daar. Daar's die headland, kom ons maak hom groter. Hy het op die headland het hy afgesit, so my soomry is nog oop vir later. Right, so maar hy het nou klaar afgesit en jy kom nou na die tyd, dan plant jy nou net daai stukkie in daarso. Dis reg, ja. En maar jy hoef nou nie te worry dat jy gaan oorvleeling hê. Geen oorvleeling nie. Jy gaan nou sien hoe sit hy aan en af. Ons gaan nou op 'n skynsry in. Chippy, wat nog lekker is van hierdie planter, sy draaisirkel is baie klein. Omdat hy op die liftdak nie 'n lang drolbaar het nie. Jy kan baie vinniger weer op jou ry ingaan. Waar van die ander fabrikate het 'n lang drolbaar, so jou afstand wat dit vat om te draai is baie groter. Daar gaan 1, 2, 3, 4. Nou plant almal. En dan kan jy op die lyn sien hy het fisies nie op die soomry aangesit. En hierdie ding plak net by jou Isobas in en alles is op jou Pro 1200 skerm hierso. Alles is op my Pro 1200. Ek het nie eens nodig gehad om die mates van die planter self in te sit op die Pro 1200 nie. Hy het self outomaties deurgetrek van agter af. Ja. Die planter se naam is vas en dit is baie eenvoudig en baie maklik. En jy sê dis die Ronin, wat is dit, die Dickie John of wat? Die Dickie John stelsel, ja. Dickie John stelsel wat op is en verder dan die trekker se elektronika beheer hele lot en jy sê die hidroliese aandrywing, nee. Die hidroliese aandrywing op. Ons het nou die pop-up is ook hidrolies, so jy stel hom maar die vloei en hy word deur 'n PWM beheer. Ja. Om die vloei te kry en alles is hidrolies. So uit die cap uit kan jy enigiets stel en jy kan aangaan. Maar ek meen op die einde van die dag jy sit met nog steeds eintlik basies nou met 'n presisie planter en maar die ding is hidrolies aangedryf. Hy is hidrolies aangedryf. En
struktuur gewys, want kyk, hierdie goeders is mos redelik gebou om te hou. Was dit een van die redes hoekom jy ook gedink het aan die Monosem? Ja, die planter is my baie sterk gebou. Ek het in die fabriek ook gaan kyk. Hulle vakmanskap is baie goed en hy's robuus gebou. Hy kan deur 'n sloot gaan, hy gaan hom nie buig. Die setup wat jy het met die Wingmax, nee, want kyk, soos jou Wingmax is nou redelik duurder as wat jou ander vaste balk Monosems is, die ou tradisionele lot. Is dit vir jou die moeite werd gewees om hierdie rigting te gaan dat hy kan opvou? Is vir my absoluut die moeite werd. As jy op die teerpad moet trek tussen lande en tussen plase, dan het jy altyd die risiko van iemand wat in jou vasry of die geneek jy moet nou 'n planter wa koop om agter hy op te laai. Hierdie een vou op, hy gaan deur 'n 6 meter hek. Dit is 1 2 3 as jy daar. Nou kyk, ons het nou gespot, nee, jy gaan nou nog voor einde van die maand klaar geplant wees, nee. So einde Oktober. Ek weet nie wanneer laas is jy einde Oktober klaar geplant nie. Ja, baie lank. Jy gaan nog weekend kan hou hierso, nee. Hoe het die planter homself hanteer deur die loop van die seisoen? Choppy, ek het baie vreugde uit die planter uit en ek is baie opgewonde daaroor. Die planter het, en ek het baie goeie diens van Monosem af gekry. Ek het twee goedjies gehad wat geplaai het op die planter. Op 'n casting op 'n drukwiel was skeef gewees, maar hulle sou dit nie kon sien nie. Die grade is 4 grade verskil. En hulle het dadelik vir my 'n nuwe drukwielarm gestuur en hy's dadelik opgesit en so hulle diens is absoluut fantasties. Wat is vir jou die een ding wat uitstaan van hierdie planter as jy nou moet sê wat jou amper die meeste beïndruk het of wat nou vir jou regtig half bewys het, okay right, maar wie wat ek het die regte besluit geneem hierso met hierdie planter. Choppy, vir my boerdery, ek wil optimale vogbewaring hê vir ons het 2 baie uitdagende seisoene gehad die laaste 2 jaar waar die reën baie laat gekom het en die hele striptil prinsip van hierdie planter en hoe hy gebou is, die karretjie wat agter is met die groot wiele, alles het net vir my sin gemaak want my gewig is beter versprei. Ek het nie klein wielietjies wat dra nie. Jy sal sien hier voor op die planter is groot wiele wat die wings beheer. Hy in die sande sny hy nie so diep in nie, so hy ploeg nie. My wings float. Dis nie 'n solid vaste balk agter nie. So alles het net vir my boerdery meer sin gemaak. Een laaste vraag. So die Monosem potte is mos nou ook al baie jare in die game, nee. En baie ouens sê ja, maar hulle kan nie plant saam met die ander goeders nie. Hoe lyk jou singulation? Hoe lyk daai goeders? Choppy, op die sojas het ek nou as ek teen 8 km/h plant, wissel ons so tussen 7.5 en 6.5 skips en doubles. Maar dis teen 290.000 plante stap. Ja. Maar op die mielies het ons gekry tot en met 9 km/h kan ons 'n 99% singulation kry. Maar dan moet jy platpad hê, nie ronde pad hê. Ek is met jou, maar die punt is jy kan saad, al die goeders kan jy stoot. Jy kan stoot. As jy die regte goed het, kan jy stoot. Jy gaan jou 10 km/h ry. Dit is nie 'n Lamborghini wat jy gaan 100 ry nie. Ja, maar 10 is 'n lekker planspoed en as jy regtig wil en alles is reg en jy het jou singulation gestel op die regte plek, kan jy 10 km/h ry. Uitstekend. So op grond van jou eerste jaar se ervaring, het jy die ding aanbeveel? Ek sal hom definitief aanbeveel. Sy row shut-off en alles wat hy het, die manier hoe hy werk, dis net 'n aanwinst vir my boerdery. Right, dit is Gerard hierso, Ermelose wêreld. Okay. So, as julle nou gewonder het of 'n Monosem hier kan loop, hy kan. As jy belangstel, linkie bo vir onder, kom met hulle in kontak. Kan vir ook 'n striptol Wingmax uittrek. Dis hier van Farm Spice af, tot volgende keer. Groete.